Nou is dit weer tyd vir doen jou eie ding. Dit is nou al die derde week wat ons in hierdie reeks gesels. En by my in die ateljee is Jaco Botha. Nou, hy is 'n tegniese direkteur by 'n eenstopwinkel vir sonkragstelsels. Hy is daarom nie net daar in die winkel nie. Hy het 'n hele paar jaar studeer om te doen wat hy doen. Hy is 'n elektriese ingenieur. Jaco, welkom by ons program. Baie dankie, Mariaan. As 'n mens praat oor sonkragstelsels, is daar baie mense wat nog skepties staan. Hulle glo dat die son baie vir ons kan doen, maar hulle weet nie of die stelsel altyd so effektief is nie. Wat is jou mening hier rondom? Die vordering in tegnologie wat in die laaste paar jaar gebeur het, en as ook die pryse daarvan, het definitief daai konsep verander. En ek dink een van my groot doele in die lewe is om die persepsie van mense daarvan ook te verander daarmee saam. Nou, hoe werk dit? Hoe word elektrisiteit van sonkrag af opgewek? Goed, ek moet dalk miskien begin, en ek wil nou nie so wetenskaplike klink vanaand nie, want dit is ek glad nie. Dit begin deur mens kyk na die silikonselle wat gebruik word in die opwekking. Ek gaan nou nie in al die verdere inligting daarvan ingaan nie. Maar in kort is dit basies 'n silikonsel wat aan die een kant negatief gedoteer word en aan die ander kant positief gedoteer word. So ek sê ek wil nie te veel in daai ingaan nie, dis die erge tegniese aspek daarvan. Basies wat dan gebeur wanneer sonlig of fotone dan op daai sel inval, ons skop dit elektrone uit van die middelpunt van daai sel af uit om dan na die negatiewe kant toe te gaan. Wanneer mens dan die positiewe en die negatiewe kant aan mekaar koppel, dan word elektrisiteit stroom of basies stroom word dan daardeur gestuur en van daar af kan mens dan elektrisiteit gebruik. Werk dit op dieselfde manier as wat die songeisers werk wat ons so op die dak het sien? Nee, dit is mos so ronde, dis lyk amper so rol en dan so plat vlak. Ja, dit is basies die songeisers mense op die dakke sien. Dit werk deur die hitte van die son wat dit gebruik en dit word dan direk oorgeplaas na water toe. So dit is 'n hittereiling wat daar plaasvind teenoor die sonkrag wat heeltemal anders werk waar, soos ek verduidelik het, deur wat mense noem die fotovoltaïese effek elektrisiteit opwek. Ja, ek onthou daardie sonkraggeyser, ek het 'n stadium daarmee te doen gehad. En wat ons gedoen het is ons het die oorloop van die waterverwarmer in die swembad gesit. Want die son maak die water warmer as wat dit moet wees. Dit is kokend en jy kan mos nie dan dit help nie, is dit 'n termostaat nie, want ons mos nou geen manier om vir die son te sê is nou te warm of te koud nie. So. Ja, nee, presies. En dis 'n goeie manier om die energie van die son veral met die geysers optimaal te verbruik deur dit na jou swembad toe te sit. Ek moet sê dit is een van die goeie konsepte wat daar uitgevloei het daarom, ja. Ja, want anders te loop die water doodgewoon net uit en dis 'n vermorsing van water. Ja. Maar watter sonkragstelsels is tans beskikbaar? Goed, miskien net dalk die wat ons spesifiek op fokus, dalk sal ek sal daaroor 'n bietjie uitbrei. In kort is daar basies 3 stelsels wat met elektrisiteit opwekking te doen, soos wat ons dit noem. Mense het die heeltemal, soos mense noem, die afnetwerkstelsels wat glad nie aan die netwerk gekoppel word nie. Dan het mense 'n stelsel wat aan die netwerk gekoppel word met battery krag of stoorplek, en dan het die derde stelsel, dis die een waar ons vind daar's 'n baie groot mark voor daar op die stadium, is 'n direkte netwerkkoppelstelsel wat glad nie batterye het nie. Die kort van hom is basies, en ek dink dis 'n nuwe prinsip vir baie mense. Die eerste 2 is mense meer bekend mee. Maar die derde stelsel is wat ook al jy opwek, word direk in die netwerk ingevoer en dan deur wat ook al jou las is gebruik. Maar gestel daar's 'n hele paar dae waar daar nie sonskyn is nie of waar daar reën is. Goed, met daai tipe stelsel het mens nog steeds die netwerk daar, so die netwerk vorm basies die basis dan van alles. En al wat hierdie stelsel doen is hy verminder net jou verbruik of hoe jy staat maak op die netwerk. Dit word net verminder daardeur. So dit verminder jou rekening dan op die einde van die maand. Hoe bekostigbaar is so 'n stelsel? Goed, wat ons sien deesdae met die stelsels, en ek dink is dalk nodig net dat ek miskien diferensieer tussen die verskillende grootte stelsels. Mense kry 'n huishoudelike tipe stelsel wat natuurlik bietjie kleiner is. En dan gaan mens op na kommersiële industriële stelsels van baie groot. Op die stadium sien ons tot en met omtrent 1 megawatt stelsels wat lewensvatbaar is, wat inkom, en dit is spesifiek op die
die dak hegstelsels wat mense kan gebruik. As mens kyk na die huishoudelike toepassing van daai stelsel, kan so 'n stelsel homself vir min of meer in 6 jaar afbetaal. Met die groter kommersiële industriële stelsels natuurlik dan die hele ding, as mens met groot maat aankoop en daai goed, raak dit aansienlik goedkoper. En wat ons daar sien, tipies die terugbetaal tydperk so 3,5 jaar. Miskien dalk net 'n verdere voorbeeld wat ons nou sien, en dis deur die finansiering ook van stelsels wat ons nou bietjie, ek sal bietjie sal aanraak ook, is dat indien mens 'n lening, 'n 5 jaar lening uitneem op die stelsel en om daardeur finansier, betaal die stelsel homself van die eerste jaar. Met ander woorde, die stelsel, die besparing wat jy daaruit kry, betaal die paaiement van jaar 1 af. Kan hierdie stelsel op verskillende tye verder uitgebrei word? Met ander woorde, kan dit in stappe geïnstalleer word. Miskien het ek nie vandag X bedrag geld om 'n hele stelsel vir my hele huis te laat installeer nie, maar ek wil baie graag sekere van die toestelle wat ek in my huis het reeds laat loop met so 'n stelsel, byvoorbeeld 'n yskas en 'n stoof en dies meer. Dis absoluut moontlik. Die stelsels is heeltemal modulêr, so mens kan begin deur 'n sakpas stelsel te installeer en dan soos wat mens die kontantvloei het natuurlik, kan mens dan die res van die stelsel uitbrei om dan uiteindelik uit te kom by jou eindpunt waar jy wil wees met die stelsel. Dis heeltemal moontlik, ja. Nou, jy weet, ek het aan die begin gesê mense is nog huiwerig om so iets te installeer, maar ek dink die eerste ding waaraan mense dink is presies die koste en die finansiering. Ja. Aanvanklik toe songeisers geïnstalleer is, was dit baie duur. Ja. En ek praat van baie duur. Dit was baie duur. Dit het goedkoper geword. Maar selfs het 'n mens gekyk of dit oor 'n tydperk afbetaal, dan was daardie tydperk baie lank. So, jy weet, dit help nie ons praat oor iets, maar wat vir die meeste mense, by die meeste mense uitgesluit is, omdat hulle dit nie kan bekostig nie. Ek moet erken, as ons nou kyk spesifiek na die son-elektriese stelsels, was dit ook nog die geval gewees tot nog onlangs, maar met die hele markontwikkeling en alles wat gebeur het in die laaste tyd, is ons ook nou in daai spasie wat jy sonelektrisiteit by jou huis kan implementeer, bekostigbaar, en die banke verstaan dit ook nou, so finansiering kan mens ook bekom daarvoor. En as 'n mens nou kyk na die instandhouding van hierdie stelsels, moet die stelsel gereeld gediens word, bring dit 'n ekstra kostekomponent mee. Goed, hierso is dit weer eens belangrik om die verskil tussen die stelsels met 'n battery en die stelsels wat glad nie batterye het nie. Miskien gaan ek net begin by die batterystelsels. Die batterye is regtig jou grootste onderhoudskomponent. Tipies die batterye wat ons sien op die stadium met 'n 10 jaar leeftyd. Na 10 jaar is dit nodig om hulle dan te vervang. So dit sal basies jou onderhoudkoste wees. Dan met die stelsels sonder die batterye, en natuurlik wel eintlik albei stelsels geld hierdie, want daar's panele en omsetters wat mens na moet kyk. Daar's baie min onderhoud met dit, en dis wat die stelsel so goed en so lewensvatbaar maak. Daar's basies net 'n geval van, as daar nie reën was vir 'n lang tyd nie, sal dit nodig wees om dalk die panele bietjie af te spuit. En ek praat nou nie van, dis nie nodig om hulle elke dag nat te spuit soos mense plante nie. Is een keer 'n maand is al wat nodig sal wees. En die omsetters en die elektroniese komponente, hulle is ook ontwerp om so lank soos die panele te hou. Ons sal nou oor die leeftyd ook gesels. Kom ons praat sommer nou. So ja, wel goed, kom ons gaan kyk bietjie na die leeftyd ook. So, of dalk net in terme van die onderhoud, die omsetters is ook ontwerp om so lank te hou. Nou goed, die leeftyd van hierdie stelsels, goed, ek het reeds genoem die batterye, wanneer mense na batterystelsels kyk, is so 10 jaar, afhangende, daar's eintlik, ons kan 'n 3 uur lange gesprek oor batterye alleen hê, maar die kort daarvan is die tipiese batterye wat ons sien, die beste lewensvatbaar is om te gebruik, is 'n 10 jaar lewe battery. Wanneer mens wel nou na die ander dele komponente gaan kyk, kom ons begin miskien bo op die dak, by die panele. Die panele se waarborg, wat mens by die fabrikant kry, is 10 jaar waarborg op die vervaardiging daarvan. En dan het hulle ook 'n 25 jaar kraguitset waarborg van 80%. Nou wat dit beteken, oor 25 jaar gaan daardie paneel nog steeds 80% genereer van wat hy vandag genereer. So dis basies die kort daarvan. Dan die leeftyd van daai paneel wat ons tipies sien, waarna almal verwys is omtrent so 35 jaar. So oor 25 jaar gaan die paneel nog steeds genereer. So na 35 jaar dan sal dit dalk nodig wees om te moet vervang. Alhoewel hy nog sal werk. Ek moet sê, hy sal werk.
Ek is in gesprek met Jaco Botha. Hy is die tegniese direkteur by Eenstop Sonstelsel Verskaffer. Hy is ook 'n elektroniese ingenieur en hierdie gesprekke is met die oog op Kragdag. En ons doen dit onder die opskrif doen jou eie ding. Met ander woorde, wat kan 'n mens alles doen om so ver moontlik onafhanklik te wees van elektrisiteit wat deur die staat voorsien word en dies meer. Net 'n laaste vraag, as ek nou sê net maar oorweeg om so 'n stelsel by my te laat installeer, waar sou jy sê Jaco behoort 'n mens te begin? Goed, die eerste stap altyd gaan oor mens moet seker maak dat jy jou verbruik geoptimaliseer het. Met ander woorde, jy het nie meer ou gloeilampe in jou huis en daai tipe goed nie. En dan van daar af, ja, kan mens 'n assessering doen. Tipies wat ons doen is ons sal kyk na jou maandelikse rekening of dan basies 'n lys opstel van al die toebehore wat jy van die stelsel af wil dryf en dan van daar af die stelsel ontwerp. So dis Goed. baie kort. So elke huis word dan individueel geëvalueer. Dis nie 'n Correct. geval van jy gaan koop 'n pakkie Nee, dis- en dan dis- sit te doen dit self nie. Ongelukkig met die elektriese sonstelsels en dis juist waar ons is nogal baie ernstig daaroor in die mark dat elke stelsel moet gepas ontwerp word vir die doel. Mens kan nie net 'n ding van die rak af van koop en installeer nie. Nee. Dit gee mens nogal gemoedsrus. Ja, Want dis as dit nie so was nie, en sou ek maar baie twyfelagtig gewees het. inderdaad, daarmee stem ons ook baie saam. Ja. Baie dankie Jaco vir die inloer hier in die ateljee. En baie dankie vir die werk wat julle doen in die manier waarop julle belê in natuurkrag om ons te help om daagliks te funksioneer. Baie dankie Marianne en dankie ook vir die geleentheid ons hier kon wees.